Môre almal. Ek wil sommer vir Bonnie self vra hoe gaan dit want Strand wil graag weet hoe gaan dit. Kyk waarmee is sy besig. Sy kan verduidelik. Môre. Dani word 60. So ons doen die feesvieringe hierdie naweek en ek is besig om die koek te versier vir hom en 'n ander vriend wat albei 60 word. So ja, dis waarmee ek besig is. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met ons? O, nee, dit gaan goed met my, gaan beter. Ja, nee, dit gaan goed. Nee, baie dankie. Okay. Net weer om te wys waar Handevat is, hier is 'n kaart. En dan sal julle sien dat daai area in die groen omkring is mos nou maar die area waar ons werk. Nou die area wat nou in die noorde is nog baie moslim georiënteerd en die kerk in die suide wat ons bystaan om daai areas te bereik. Totaal onbereikte areas nog in sekere plekke. Iemand vra my nou die dag, hoekom doen julle dit as julle partykeer so baie weerstand kry en dit nie so maklik is nie en julle mense sukkel so? Dis amper soos iemand te vra wat vir sy vrou baie lief is hoekom is jy lief vir haar? As jy nou regtig vir haar lief is, dan is dit nou nie omdat sy goeie eienskappe het nie en omdat sy vir jou so goed dien nie. Hoekom is jy lief vir haar? Dis nie regtig 'n antwoord nie. Dit is doeteenvoudig iets wat die Here in jou hart kom lê het, waarvoor jy gemaak is en hoe hy jou gemaak het om vir mense lief te hê. En ek glo dis ook die basis van ons roeping. Hier is so 'n paar foto's ook van Mosambiek, is maar net hierso kan mens ek kan nie nou vir julle als verduidelik van hoe mooi is in Mosambiek, 'n pragtige land en tog ook die infrastruktuur wat groot uitdaging is. Hier is 'n kerkie wat ek nou laas besoek het. Ek was nou verlede jaar laasdae gewees weens twee redes. Die eerste rede is maar die politieke opstand en ook die ISIS se invloede daarbo, die politieke omstandighede, maar ook omdat die kerk probeer om my besoeke meer gestruktureerd te maak. Hulle wil hê ek moet op ringsvlak besoek, so hulle wou eers in die vergadering dit by die ringe vasmaak, die program vasmaak, so ek gaan nou volgende maand weer op soontoe om daarmee te begin. Dan ja, hier is nou nog 'n kerkie wat ek besoek het en daar sit ons onder die boom van die heel laaste plek, daar waar ons moes pad gee. Toe dinge so 'n bietjie warm geraak het en hulle ons die nag daar kom weg, die polisie ons daar kom amper sê arresteer, al ons goeders inlaai en ons na die polisiestasie toe gevat het en vir 'n paar uur ondervra het en toe uiteindelik besluit het dat ons nou nie gevaarlik is nie, kon ons daarom nou teruggaan in die werk verder vat en onder hierdie boom het daar toe nou 'n nuwe kerkie ook ontstaan. Nou Dominee Goliath, hy besoek nou daai plek gereeld so met sy fiets so 60 km uitry elke keer en daar is ons nou 'n nuwe met 4 lidmate 'n nuwe kerkie begin. As mens praat oor die toekoms, ek is eintlik nou opgewonde oor die res van die jaar. Weens die Anlin Gereformeerde Kerk wat ons nou help om die opleiding van dominees te reël. Ons gaan nou vir 3 weke lank in Melansie gaan ons nou opleiding hê vir predikante. Al die predikante kom nou bymekaar. Ek en dominee Johannes Oukamp en 'n fasiliteerder uit Malawi uit sal dit help bestuur en ons maak nou 'n lys van al die kritiese goed van geloof wat ons dink belangrik moet wees en ek is opgewonde daaroor juis omdat ek dink as die dominees daar saam kan besluit, hierdie is die belangrike goed en hulle maak 'n paar besluite, kan dit 'n geweldige invloed op die toekoms van die kerk in Mosambiek hê. So ek vra julle voorbidding ook daarvoor vir Augustus maand. Verder in die toekoms, ek wil graag ook met die in onderwys bietjie meer aandag gee. Ek dink as mense in 'n kultuur sit waar jy die voorvadergeeste en die geesteswêreld en die tradisies nog so geweldige sterk rol speel, dat mense ook erken, maar hulle vertrou nie die Here regtig nie, hulle vertrou die geeste en hulle kan nie insien dat die Here ook vir hulle gekom het nie. Ek kyk aan hierdie een foto waar die een vrou, daai ou vrou aan die agterkant met die wit kopdoek, hoe sy
na my toe gekom het in die kerk en ons praat oor die goed en sy sê vir my, maar sy weet nou nie eintlik hoekom sy kerk toe kom nie, want hierdie is mos nou wit mense geloof, vir mense daar in Suid-Afrika of waar ook al, dis nie vir ons bedoel nie, so sy weet nou nie eintlik hoe sy kom nie, en toe ek nou begin het om te verduidelik wie's Israel en hoe Israel gewerk het en hoe die Here die volk gekies het en hoe die volk eintlik God se volk was, maar toe hulle hom nie aanvaar het nie, hoe dit verander het van hulle het hom nie aanvaar nie, maar hy het almal wat vir Jesus Christus nou aangeneem het, die mag gegee om kinders van God te word. So sy's nie 'n Jood nie en ek is ook nie 'n Jood nie, en hoe ons nou in dieselfde bootjie is en ons albei deur die genade nou ingeënt kan word by hierdie volk en hoe die Here daai deur vir ons oopgemaak het en hoe sy toe in blydskap daar opgespring het en gedans en gesing het en toe kon rol sy daar op in daai grond, daar op die grond kon rol sy sommer so vorentoe en agtertoe om te wys hoe bly sy is dat die evangelie ook vir haar is. So daar's hierdie klein deurbrake, hierdie ongelooflike dinge wat jy kan dalk nie altyd sê wat dit maak aan 'n mens nie, maar wat die Here wel tog deurbreek in die kultuur en ons glo dat hierdie goed al hoe meer kan word en ons bid daarvoor en omdat ons lief is vir Mosambiek. Sien, roeping werk ons op 'n paar vlakke en werk ons nou vir jou persoonlik. Jy het 'n persoonlike roeping, jy kom na die Here toe en jy het 'n taak met jou gawes en dan jou huwelik het 'n roeping. Dis nie jou huwelik nie, dis die Here se. Wat wil jy met hierdie huwelik maak? En hoe wil u vir die wêreld wys hoe God met die kerk 'n verhouding het en hoe wil jy deur die huwelik die kinders grootmaak op watter manier ensovoorts. Dan het jy 'n roeping ook op jou gesinsvlak en dan het jy 'n roeping op jou gemeentevlak. Dan het jy 'n roeping vir jou werk, dat jou werk 'n bediening word. Dis nie jou werk nie, dis die Here se werksplek en dis die Here se plaas of waar jy ook al is. En dan is daar ook 'n roeping op die kerk in Suid-Afrika as geheel, ons as Christene in die land. Wie is ons naaste? En ons naaste is die buurlande. So, daar is 'n baie sterk roeping wat ons ook het as kerk teenoor ons buurlande en dis nou waar hande vat inkom en ook geleentheid bied vir wie ook al om deur ons verhoudings te kan bou om eie bedieninge en eie sendlinge uit te stuur vorentoe. Ek kan dalk nog al wees tot ek 70 is, maar daarna is ek nie meer daar nie, kan ek nie meer die werk doen nie, en hoe gaan ons naaste liefde dan ook op daai vlak uitleef. So baie dankie vir almal se voorbidding en hulp en ondersteuning. Hierdie werk glo ek is die Here se en ons bid dat dit sal voortgaan en dankie dat ons dit saam kan doen. En ons bid ook saam daarvoor. Veral hierdie jaar dink ek kan daar nogal baie dinge gebeur. Ons is maar almal afhanklik van die Here, maar een ding wat ek net mee wil afsluit is te sê, ek dink nie ons besef ons potensiaal nie. Ons maak Christendom amper asof iets skaam is oor, maar dis alhoewel dit die grootste realiteit is dat ons God wat ons Vader is, hy stel konings aan, hy stel konings af. Dit maak nie eers saak wat met ons gebeur nie en hoe die realiteit verander rondom ons en hoe ons dit sien nie. Daar's 'n groter werklikheid. En daai werklikheid is die werklikheid waarin ons werk. So baie dankie vir almal se voorbidding. En seën ook op die werk wat hier gedoen word.